soos wat julle is, ook van opdra. So kom ons word vanoggend saam staan en ons bid vir die Vaderfiguur in ons lewe en ons dra in blydskap vir Derek en Karin en Rico en hulle hele familie aan God op in blydskap. Ons word staan. Almagtige Vader, dankie dat ons vanoggend hier in U teenwoordigheid kan wees. Maar dankie dat ons ook kan weet dat ons hier is en dat ons is wie ons vandag is, weens verskillende mense wat 'n diep pad saam met ons gestap het, 'n diep spore in ons harte getrap het. So kom dra ons vandag ook ons paas aan U op. Here, ons sê dankie vir wie hulle is en wat hulle vir ons gedoen het. En Here, dat hulle ook 'n geskenk is van U. Here, vir die paas wat vandag hier is, bid ek dat U vir hulle sal seën met wysheid en insig. Here, dat hulle ook in alles wat hulle doen, in hulle gesin, U wil sal soek. So dra ons ook vandag vir Derek en Karin aan U op en ons is saam met hulle dankbaar, Here. Ons weet die opwinding wat in hulle harte moet leef. Here, van nuwe lewe wat besig is om te groei. Here, vir 'n nuwe avontuur wat aanbreek. 'n Avontuur van oupa en ouma wees, van bederf, van lief wees en omgee. Ons vra dat U hulle sal seën. Ons vra dat U vir hulle Zaan en François sal seën om die gesprekke wat hulle nou aangeknoop het, maar seker maak dat ons op 'n lade by die regte plek opeindig by die kindermoment as vir ons nuwe oupa en ouma. So gepraat van mekaar groet. Die van julle wat vanoggend hier is, wat vir Oelie sal onthou, Dominee Oelie. Ek en Derek het die voorreg gehad om hom raak te geloop het by die predikante konferensie en toe vra hy vir my, ek moet sommer net so vir almal wie hy my nog ken en almal wat hom ken, groete moet stuur en ek kan daarom ook terugvoer gee dat dit regtig goed gaan met sy gesondheid. Julle sal ook weet dat die synode lied wat ons vanoggend in die voorsang gesing is, deur Oelie Trimpelman geskryf is, so ons het vanoggend ook so 'n stukkie van hom hier saam met ons. Goed dan, deel ek ook vir julle die nuus uit die basyn uit, deel vir julle ons voorbereidingslys, ek wil 2 name daar uitlig, Dries de Tooy is in intensief bewilligers opgeneem, so ons dink ook aan hulle, en dan dink ons ook in die besonder vandag aan Beryl, haar ma is ook in die hospitaal opgeneem. So, ek dink dat dit 'n moeilike oggend vir jou is, Beryl, maar weet jy is in ons gedagtes en in ons gebede en ons is hier om jou te ondersteun. Sê net, dis so Dries de Tooy van Willow Estate. Dis so Dries de Tooy van Willow Estate. Ek besef nou, ons het 'n paar Dries de Tooys en 'n paar van baie name. Laasweek sê iemand vir hom, Pieter, hy is genoem in die erediens en toe sê hy, daar's in elk geval so baie Pieters, ek weet nie of dit ek was nie. So, ons het 'n paar dubbel en trippel name hier in die gemeente. Dan is daar nie eintlik veel anders wat ek vir ons kan uitlig vandag nie. Dit is seker een van die min en enigste Sondag waar ons geen verjaarsdag oor die ouderdom van 80 jaar het nie. So, tensy ek nou iets vergeet het, maar Ilse Marie sal onthou namens my, gee ek aan Ilse Marie ook van die das. Goeiemôre gemeente. Soos wat ons net so sit, kom ons sing die wydingslied.
die Here, die God van vrede, die bron van genade, die Vader van 'n hoop wat nie beskaam nie. Sy liefde leef in ons deur die Gees wat hy gegee het. Amen. Liewe gemeente, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees.
met hierdie offergawe. En ons gee dit uit dankbaarheid vir alles wat U vir ons gedoen het en wat U nog steeds elke dag doen. Ons bring dit met die wete dat daar niks op hierdie aarde is waarmee ons ten volle ons dankbaarheid kan bewys nie. En al kon ons dit doen, is dit nog steeds nie genoeg vir al die genade wat ons uit U hand kry nie. Ons bid dat U deur ons hierdie offergawe tot uitbreiding van U koninkryk sal gebruik en dat ons verantwoordelik daarmee sal omgaan. Omdat ons weet dat niks wat ons het, ons sin is nie. Maar dit alles aan U behoort. Dankie dat U ons in die posisie sit om met U besittings te werk en dit te bestuur. En ons bid dat U ons altyd hiermee sal lei. Here, dankie dat ons kan weet dat U werk nie van ons finansies afhang nie. Maar dat U dit wat ons wel kan gee, vir groot dinge kan gebruik. Omdat U groot en almagtig is. Here, dankie vir al die seëninge wat ons elke dag in hierdie gemeente ontvang. Dankie dat ons nie ver hoef te gaan soek om te sien hoe ryklik U ons elke liewe dag seën nie. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Goeiedag, en ek nou vra dat kinders vorentoe kom. Ek dink ons is net week 2 vandag. Terwyl hulle nou vorentoe kom, is daar enigiemand anders wat in hierdie week verjaar? Wat hy nie amper... nog 'n paar, okay. Sal julle net asseblief weer julle hande opsteek? Okay, so dit is almal aan die kant. So gaan jy, hardloop jy gou op na Tannie Karin toe daar bo, en dan gaan gee jy vir haar 'n sjokoladetjie, en dan gaan jy gee vir Dominee Derrick hier voor, en dan daar's 3 tannies daar agter. Hulle gaan vir jou wys, en dan moet jy vir hulle ook gee, okay? Gee jy eers vir Dominee Derrick? Nee, omdat ons vir jou. En dan dat deur agter. Swak daar. Okay. Okay. So nou wil ek eers, ons gaan julle kan nou 'n sjokoladetjie kry. Ek gaan eers vir julle ietsie wys. So kom sit julle gou hierso. Of kyk eers wat is hier. Hier is net 'n potjie met grond in, maar gaan nie mooi kan sien nie. En 'n saadjie. Ja, 'n saadjie. So ek wil vir julle vra, wat gebeur? Wat dink ons wanneer ons 'n saadjie plant? Wat gaan gebeur? Daar gaan 'n plantjie of 'n blom uitkom. Ja, so daar gaan 'n plantjie of 'n blommetjie uitkom, nê? Nee. En ons hoop ons dat dit gaan gebeur. Dis mos hoekom ons hom plant, want ons dink dat daar ietsie gaan gebeur, dat hy gaan opkom, dat daar 'n plantjie gaan opkom, nê? Nee. Maar het ons net hoop dat hierdie saadjie gaan lewe wanneer ons die plantjie sien? Of weet ons nou al dat hy lewe? Wat dink julle? Ja, hy kort sonlig en water en dan gaan daar mos 'n plantjie uitkom, dan gaan hy groei. Maar ons het nie ja. Sy sê, as ons lelik is met die plantjie, dan gaan liewe Jesus ons straf. Dit is waar. Maar kom ek vertel nou vir julle. Wanneer ons hierdie plantjie plant,
dan hoop ons mos die saadjie plant, dan hoop ons mos daar kom 'n plantjie. Maar ons dink nie, hy lewe eers wanneer ons die plantjie sien nie. Ons het nou al hoop, en ons weet nou al, dat hierdie saadjie lewe. Al sien ons, maak hom toe met grondjies, al sien ons hom nie, omdat hy onder die grondjies is, weet ons mos hy lewe. En ons kan nou buite vir hom water gaan gee, en ons kan hom in die son gaan sit, en dan gaan daar later 'n plantjie opkom. Maar ons weet nou al, dat hy nou al lewe, en dan later dan 'n plantjie gaan kom. En net so ook, weet ons dat Jesus nou al by ons is. Onthou julle laas Sondag, het ek en Dominee Rikus mos vir julle die teestakkie gewys, wat so in die lig het opgegaan het, en toe vra ons vir julle, waar is Jesus? Toe, wat is julle antwoord? In die hemel en, ja, op die aarde in ons hartjies. En so gee Jesus nou al vir ons hoop. Die Heilige Gees is in ons, nie Jesus nie, jy is reg. En so gee die Heilige Gees dan nou al vir ons hoop dat hy met ons is. Soos wat ons weet, hierdie saadjie lewe nou al, nie eers as daar 'n plantjie uitkom nie. Goed, sal julle dit onthou? Okay. Nou, omdat julle so mooi my reg gehelp het, en hard gewerk het, kan julle elkeen 'n sjokolade kry. Yes. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag weer die voorreg het om deur die verkondiging van U woord deel te kan word van U goddelike heiligheid en ook kan weet dat U deel word van ons lewens hier op aarde. Maak ons harte en gedagtes oop en ontvanklik, Here, en mag hierdie erediens net tot verheerliking van U heilige naam wees. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Die gedeelte wat ons vandag saam lees is uit die boek van Romeine, net die eerste 5, in die 5de hoofstuk, net die eerste 5 versies. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Vir hoeveel van ons is hoop iets waarvan ons die vrug eers in die toekoms verwag? Ek hoop die dinge gaan beter in die toekoms. Ek hoop ons land kom eendag reg. Ek hoop die Here beskerm my daar waar ek mag gaan. Ek hoop eendag dat die Here uitkoms sal bring daar waar dit nodig is. In hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, word daar ook na geloof, hoop en liefde verwys, soos in 1 Korintiërs 13. Maar in 1 Korintiërs 13 lê die klem meer op die liefde, en hier in Romeine 5 lê die klem meer eintlik heeltemal op hoop. En dit is goed om hoop te hê. Maar hoop is nie net 'n optimistiese toekomsverwagting nie. Die hoop waarvan daar hier spesifiek in Romeine 5 gepraat word, is nie 'n hoop waarvoor ons nog hoop om te kom nie. Hierdie hoop is reeds met ons.
Ons het dit reeds ontvang. In hoofstuk 2 tot 4 lê Paulus ongelooflik baie klem op die feit dat ons slegs deur ons geloof regverdig gemaak word voor God en dat dit op geen ander manier kan gebeur nie. En dan lei hy hoofstuk 5 in met hierdie woorde: omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hy maak net weer seker dat sy lesers dit in hulle agterkop hou, dat ons slegs deur geloof geregverdig gemaak word voor God en deur niks anders nie. Wat dit beteken dat ons voor God regverdig staan, is dat ons slegs as gevolg van ons geloof in Jesus Christus se verlossing aan die kruis in God se oë vrygespreek en aanvaar is. Met ander woorde, niks wat ons kan doen, kan ons regverdiging bewerkstellig nie. Slegs ons geloof in Christus kan en het dit reeds gedoen. En hoofstuk 5 is eintlik 'n draaipunt in die boek van Romeine, want hier word die vrug van ons regverdigmaking, die gevolg daarvan, word verduidelik. Ons het nou gesê in hoofstuk 2 tot 4 verduidelik Paulus dat ons regverdig gemaak is, en nou in hoofstuk 5 word die vrug daarvan, die gevolge hiervan verduidelik. Wat dit alles behels, dat ons deur ons geloof regverdig staan voor God. En ons sien sommer reeds in die eerste vers dat vrede met God een van hierdie dinge is wat ons regverdigmaking tot gevolg het. Vrede met God. Ons is weer een met God. Daar is niks wat ons van God skei nie. Ons ervaar weer 'n stil kalmte met God. En hierdie vrede wat ons ervaar, is nie net 'n innerlike gevoel nie. Dit is 'n objektiewe versoening met God. Dit wat ons in die verlede van God geskei het, is opgehef. Daar bestaan nie meer iets wat afstand tussen ons en God kan skep nie. Dit is 'n diepgaande vrede. En hierdie vrede wat ons met God het, vorm nou die basis van alles anders wat ons ook as gevolg van ons regverdigmaking ontvang. Want hy gaan dan verder en sê dat ons deur ons regverdigmaking nog 'n paar ander dinge kry. Heel eers noem Paulus dat ons beroem op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. En hoor mooi hoe hy dit verwoord. Hy sê nie ons beroem ons op die hoop om eendag deel te kan hê aan die heerlikheid van God nie. Hy sê ons beroem ons nou al op die hoop wat ons nou al het, dat ons nou al deel het aan die heerlikheid van God. Hierdie sin is in die oorspronklike teks in die teenwoordige tyd geskryf. Dit gebeur nou al. Maar ons beroem ons nie net op hierdie huidige hoop wanneer dit goed gaan en wanneer alles reg is nie. Ons beroem ons ook op hierdie hoop wanneer ons verdruk word. Want verdrukking bring volharding. En volharding bring betroubaarheid, of 'n ander vertaling sê egtheid van geloof. En die egtheid van geloof bring weer hoop. Wanneer die lewe ineenstort, is hierdie teenwoordige hoop nog steeds teenwoordig. Die hoop wat ons nou het om deel te kan hê aan die heerlikheid van God, is nie afhanklik van dit wat om ons aangaan, ons omstandighede nie. Maak nie saak hoe dit gaan nie, wat in ons lewens aan die gang is nie. Ons het altyd hierdie hoop wat ons nou deel maak van die heerlikheid van God. Hier is hoop nie iets waarop ons in die toekoms staat maak om dan ons lewe te verander of dan ons omstandighede beter te maak nie. Hierdie tipe hoop is nou al reeds in ons lewens teenwoordig en gee nou al vir ons 'n rede om te midde al hierdie dinge wat aangaan, iets te hê om aan vas te hou. Vers 2 begin met hoop en maak nie saak wat tussenin en wat verder gebeur nie. Dit eindig weer met hoop in vers 4.
Net soos wat verdrukking en lyding en swaar kry 'n realiteit is wat ons vandag ervaar, so is hierdie hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God ook 'n realiteit wat ons vandag al ervaar. Dit maak ons nie sin om te dink dat die dinge van God, hierdie hoop wat ons het, plek moet maak en pad moet gee vir die wêreldse dinge, die verdrukking nie, en dan die hoop dat eers later kom nie. Nee, dit is ook nou al 'n realiteit. Vandag se verdrukking bring vandag se volharding, bring vandag se betroubaarheid, bring vandag of egtheid van geloof en bring weer vandag se hoop. En die groot verskil tussen die verdrukking en die hoop is dat die hoop wat ons het, ewigheidswaarde het en die verdrukking nie. Met ander woorde, al hierdie seer kry en swaar kry en lyding en verdrukking is tydelik. Dis beperk tot hierdie lewe. Maar die hoop wat ons het, wat ons deel maak van die heerlikheid van God, goed tot in ewigheid. Ons kan verheug oor God se voorsiening, want dit skep hoop by ons. Maar ons kan ons ook verheug oor ons verdrukking, want dit skep net so seer hoop by ons, deur die vrug wat dit oplewer, die volharding wat dit bring, die egtheid van geloof wat dit bring. En Paulus sê nie net ons verduur ons verdrukking nie, omdat ons hierdie hoop het nie. Hy sê eintlik met baie oortuiging dat ons onsself daaroor beroem. Die 1983 vertaling sê ons verheug onsself daaroor. En om jou oor iets te verheug beteken om bly te wees. So hoe op aarde kan ons bly wees oor ons verdrukking, oor ons swaar kry, oor ons verlies, oor ons skaamte, oor ons skuld, oor ons woede. Wat Paulus hier probeer sê is dat ons te midde van al hierdie dinge nog steeds blydskap kan ervaar en nog steeds vreugde kan ervaar, omdat ons hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God nie van hierdie dinge afhang nie. Dit hang nie af van ons van ons aardse omstandighede nie, want dit word deur die Gees wat in ons harte werk onderhou. Vers 5 sê, die hoop beskaam nie. Dit kwam nie weg nie. Dit stel nooit teleur nie, want dit word onderhou deur die Heilige Gees, nie deur dit wat in ons wêreld aangaan nie. Dit is gegrond in iets objektiefs, wat nie deur die veranderlikheid van hierdie wêreld beïnvloed kan word nie. Dis 'n volhoubare hoop. Dit is nie iets wat kom en gaan nie. Die Taipei 101 is die hoogste gebou in Taiwan en staan 508 meter hoog bo grondvlak. En Taiwan is bekend vir verwoestende aardbewings en het al verskriklike skade in die verlede gelei. En wanneer 'n mens dan sulke verskriklike wolkekrabbers bou in 'n land wat bekend is vir erge aardbewings, dan is dit nou ons logies om die nodige voorsorgmaatreëls te tref, om seker te maak hierdie gebou stort nie in die geval van 'n erge aardbewing nie. So tussen die 87ste en 92ste verdiepings van hierdie gebou, hang daar 'n 660 ton staalbal, wat as 'n massademper dien. En die doel van hierdie groot bal is om die hele gebou stabiel en regop te hou wanneer daar 'n aardbewing is. So wanneer die gebou nou geskit word deur 'n aardbewing, absorbeer en versag die bal die beweging van die gebou en hou die gebou heeltemal stabiel om die effek van die aardbewing op die gebou so klein as moontlik te hou. Die bal werk soos 'n pendulum. Wanneer die gebou begin beweeg as gevolg van die aardbewing, dan swaai die bal in die teenoorgestelde rigting om hierdie beweging teen te werk.
En so hou die bal dan hierdie gebou stabiel en regop en handhaaf die balans van hierdie gebou. En ons kan hierdie beeld van die 660 ton staalbal gebruik om hierdie hoop wat ons het te verstaan. Wanneer daar verwoestende aardbewings in ons lewens is, dan is die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God, dit wat ons regop hou, en dit wat ons stabiel hou, en dit wat ons balans nog steeds handhaaf. Wanneer dit voel asof ons wil omval, omdat ons fondamente geskit word, en omdat dit wat ons gewoonlik regop hou, besig is om onder ons voete te verkrummel, dan maak die Gees ons weer bewus van hierdie onwankelbare hoop, wat nie net 'n optimistiese toekomsverwagting is, iets wat eendag gaan kom nie, maar wat 'n realistiese hoop is. 'n Hoop wat vandag al 'n verskil in ons lewens maak. 'n Hoop wat ons vandag in staat stel om ons oor vandag se verdrukking te verheug. Maar omdat ons hierdie hoop het, beteken dit nie dat daar nou nooit aardbewings gaan kom nie. Dis nie 'n waarborg dat daar nooit probleme of nooit krisisse gaan kom nie. Maar dit beteken wel dat geen aardbewing, geen probleem, geen krisis verwoestend genoeg en groot genoeg sal kan wees om ons te vernietig nie. Maar op hierdie stadium word ons dan nog steeds gekonfronteer met die vraag: hoe kry ek dit reg om te midde al hierdie dinge in my lewe nog steeds aan hierdie hoop vas te hou? Dis nou goed en wel, ons hoor al hierdie dinge, maar hoe kry ek dit reg om dit raak te sien in 'n lewe vol chaos? Vrede met God en vrede met die wêreld is twee verskillende goed. Om ons hoop in God te plaas en om ons hoop in die wêreld te plaas is heeltemal twee verskillende goed. Daarom is dit vir ons moontlik om nog steeds aan hierdie hoop van die heerlikheid van God vas te hou. Maak nie saak wat om ons aangaan nie, omdat dit nie van mekaar afhanklik is nie. Ons omstandighede, hoe ons lewens lyk, is nie 'n refleksie van die doeltreffendheid of die effektiwiteit van ons hoop nie. Dit gaan nie eenskielik beter gaan hoe meer ons hoop, of hoe stywer ons aan hierdie hoop vashou nie. Omdat God dit so bewerkstellig het dat ons deur Christus se verlossing regverdig gemaak is, en nou deel het aan die heerlikheid van God. En omdat ons ook nou bewus is daarvan, omdat ons dit ook nou kan weet, het ons nou die toerusting om op die beste manier moontlik op al hierdie dinge in ons lewens te reageer. Geloof en ons verhouding met God is nie net 'n versameling van mooi sê goed en idees met die einddoel om eendag in die hemel te kom nie. Nee, ons neem aktief nou al daaraan deel. En daarom kan ons ook hierdie hoop gaan uitleef en dit as 'n maatstaf gebruik, as 'n riglyn gebruik om op al hierdie dinge in ons lewens te reageer. Hierdie hoop wat ons het, stel ons juis in staat om dit te gebruik en nie net te dink aan hoe mooi en hoe oulik dit is nie. Ons kan nou op so 'n manier gaan lewe dat ander mense iets van God se heerlikheid in ons raak sien. Ons kan nou op so 'n manier leef dat ons swaar kry, ons nie onderkry nie, maar dat ons juis in ons donkerste tye opnuut besef, nou waar ek hier is in hierdie donkerste oomblik van my lewe, het ek nog steeds deel aan die heerlikheid van God. Die verdrukking wat ek nou beleef, bring volharding. En daardie volharding bring egtheid van geloof. En daardie egtheid van geloof
bring weer hoop wat nooit wegkwaai nie, wat nooit teleurstel nie. Omdat dit die hoop is wat deur die Gees van die God van hemel en aarde onderhou word. En niks hiervan gaan maklik wees nie. Dit gaan nie maklik wees om dit reg te kry en om in die moeilikste, donkerste tye van die lewe aan die hoop van die heerlikheid van God te probeer vashou nie. Maar al sukkel ons om dit reg te kry, is dit nog steeds daar. Al sukkel ons om vir God in hierdie donker tye raak te sien, is hy nog steeds daar. Dit is nie maklik nie en die hoop wat ons nou het is ook nie 'n waarborg dat daar nie moeilike tye gaan kom nie. Maar ons het nog steeds die keuse om in hierdie chaos en in hierdie moeilikhede die glorie van God en die heerlikheid van God eerste raak te sien. Ons moeilike en ons slegte omstandighede is tydelik, maar die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God duur vir ewig en is onwankelbaar. Daar is baie dinge in hierdie lewe wat wankel. Ons verhoudings, ons finansies, ons gesondheid, ons gemoed. Maar die hoop wat ons het in Jesus Christus wankel nie. Hierdie hoop is nie 'n droom nie. Dis 'n realiteit wat ons vandag al ervaar. Dis geanker in die vrede wat ons reeds het en wat onderhou word deur die Heilige Gees. So kom ons gaan leef dan soos mense wat reeds deel het aan die heerlikheid van God. Laat ander iets van hierdie hoop in ons raak sien. Nie omdat ons hoop op beter tye nie, maar omdat ons nou al leef met die teenwoordigheid van die hoop van God se heerlikheid. Amen. Soos wat ons net so sit, gaan ons 'n lied sing as geloofsbelijdenis en dan kan jy net so bly sing as wat ons bid. Here, dankie vir u woord wat ons weer vanoggend kon hoor. Dankie dat u steeds met ons praat.
Nie net oor wat was nie, en ook nie net oor dit wat kom nie, maar oor wat nou al waar is. Dat ons regverdig voor U staan, dat ons vrede met U het, en dat ons nou al deel het aan U heerlikheid. Dankie vir hierdie vaste hoop wat U gee, 'n hoop wat nie beskaam nie, 'n hoop wat ons nie self hoef aan te wakker nie, maar wat U Gees in ons harte uitstort. Here, ons bely dat ons dikwels op ons eie kragte staat maak, dat ons oë te veel rig op dit wat ons wel kan sien, en nie op dit wat ons nie kan sien nie. Here, vergewe ons waar ons gewankel het, waar ons eerder op die wêreldse beloftes staat gemaak het as op U. Dankie dat U Gees ons help om te sien dat selfs swaar kry en verdrukking nie hierdie hoop laat wankel nie. Here, laat ons nie net hoorders van die woord wees nie, maar ook doeners. Laat hierdie hoop ons optrede verander, ons woorde beïnvloed. Here, laat dit ons meer geduldig wees en ons geloof versterk, sodat die mense rondom ons ook iets van U heerlikheid in ons kan raak sien. Wanneer ons nie weet hoe om te hoop nie, wanneer ons so moedeloos raak, Here, dra ons dan. Herinner ons daaraan dat ons nie alleen is nie, dat U teenwoordig is, dat U liefde nie ophou nie, dat U Gees steeds in ons werk. Here, laat U woord vanoggend in ons harte vrug dra, waar ons huis toe gaan, by ons werke, in ons verskillende verhoudings, en ook in hierdie gemeente, Here. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons vredevors, ons hoop. Amen. Amen.
Voordat ek die seën uitspreek, wil ek net vir Elrien baie dankie sê vir die baie oulike Vadersdag geskenkies wat sy ook vir ons laat maak het. U kan dan nou staan vir die seën. Gemeente van die Here, mag julle wat deur geloof regverdig is, die vrede van God in julle harte ervaar, die genade van ons Here Jesus Christus elke dag beleef en oorvloedig wees in hoop, deur die liefde van God wat in julle uitgestort is, deur die krag van die Heilige Gees.